Ek het laas gesê ek gaan vertel van hoe ek op die einde presies geëindig het op Jakkalsvlei. Nou, dit is nou nogals eintlik 'n lang storie, 'n interessante storie van 'n baie sameloop van goed wat gebeur het oor jare om op die einde dat ek hier geëindig het. En mens kom net eers later agter so wat jy nou terugkyk daarna oor wat alles in plek moes geval het om op die einde by Jakkalsvlei te kon eindig. So ek het groot geraak in Kimberley, wat dus nou heel ver van die wynlande af is en eintlik nooit gedink dat wyn sal iets wees wat in ons gesin of ons huis enigstens iets sal prominent raak nie, maar daar was altyd in 'n mate, my ouers het in die Boland geswat en daar was altyd in 'n mate was daar so 'n bietjie van 'n wynkultuur. Ek dink as jy mos nou in Stellenbosch was vir 'n tyd lank, dan dink jy ken van wyn. Ek dink nie regtig dat jy enigiets weet van wyn nie, maar ten minste in jou studentejare het jy 'n bietjie wyn gedrink en dan voel dit nou vir jou jy weet dalk meer van wyn as enigiemand anders, maar hulle was in die Parel, het hulle geswat, altyd onderwysers by OKP, en daar is mos 'n bietjie van nie 'n wynkultuur nie, maar my pa het 'n bottel wyn opgemaak op 'n Sondag saam met ete, en ons was as kinders het ons elkeen so 'n klein glasie wyn gekry om man sommer net saam Sondag ete. En ons was nog klein man. Ek praat van 7, 8 jaar oud, en my ma en pa my pa sou die wyn geskink het vir my ma, en as hulle in die wyn gedryk het en gesê het dit ruik nou tropies of vrugtig of wat ook al, maar regtig so oppervlakkig en so eenvoudig. En dan het ek altyd in die glasie gevat. Dit was net so 'n klein glasie man. Ek het dit een van daai kelkies. En dan het ek altyd die glasie gevat en ook geruik daaraan. En dan sê ek soos nee, ek kry nie dit nie. Ek verstaan glad nie. Kom ruik jy Kojawel in witwyn of bessies in rooiwyn? Ek kon nooit die koneksie maak dat hoekom ruik jy 'n vrug wat in 'n produk is wat dit nie is nie. Daar is tog nie Kojawels in Sauvignon Blanc nie, maar tog ruik jy Kojawel, en daar's tog nie swart bessies in Cabernet nie, tog ruik jy dit. En dit het my so half getikkel. Hoe kan jy alles ruik in wyn behalwe druiwe? Niemand sê ooit hulle ruik druiwe nie, wat glad nie vir my sin maak nie. En so toe ek op die einde, ek wou eintlik marinebiologie loop swat het, en ek het gaan werk saam met 'n marinebioloog in PE, op 'n perlemoenplaas, eintlik net om te verstaan wat gaan in die marinebiologie wêreld aan, en ek wou eintlik ontdekking gedoen het. Ek het baie geduik, ek baie lief geduik, maar vinnig agtergekom dat in Suid-Afrika die befondsing nodig om op hierdie navorsingsekskursies te gaan, en dit moet deur die universiteit gedoen word, en Suid-Afrikaanse universiteite het net nie geld gehad om daai goeters sulke ekspedisies te befonds nie, en jy moet regtig in die top van jou veld wees, 'n professor in een of ander organisme wat jy studeer, en dan as hulle dalk miskien dit wil gaan ontdek in die Mediterrane See, dan kan jy dalk saam met 'n universiteit soos Berkeley of Oxford of wie ook al wat geld het om hierdie goeders te fonds. So ek gesê nee, wat hierdie is 'n doodloopstraat. Ek gaan iewers in 'n akwakultuur eindig op iets soos 'n visplaas wat jy impakstudies doen vir INJ of wie ook al. Ek sê nee, ek gaan ook nie daai rigting gaan nie. Ek dink die vryheid wat is ook heeltemal weg daar. Toe die wyn ding het my nog altyd, soos ek sê, was dit my interessant geweest, en ek is toe Woester toe. My pa het vir my gereël saam met 'n ou rugby maat van hom, wat saam met Woester rugby gespeel het of in Boland rugby gespeel het, dat om te gaan pars met ander dorings. En ek het daar gaan pars en ek was net uit skool uit in 2006. En toe dit was die hardste wat ek in my lewe gewerk het. Dit was chaos. Dit was elke aand 11:00, 12:00, 1:00, 2:00 in die oggende, en 6:00 is jy weer in. Jy sien die son ondergang in die kelder, jy sien die son opkom in die kelder. Jy sien eintlik nooit die dag nie, maar jy is eintlik net in die kelder, en Saterdag het jy halfdag gewerk, maar jy het al 4:00 begin om tot 3:00 te werk, so eintlik ook maar 'n voldag se tyd wat jy werk, maar jy het dan 3:00 opgehou, en dan as jy 3:00 is jy uitgeval, en 5:00 val jy weer in, van dan moet jy suikers vat tot en met 8:00 toe, vanavond, dit was so groot kelder, jy het 200, 300 tankers se suikers gevat elke dag. Dit vat jou 3-4 ure om die suikers te vat, en dan gaan jy op die einde op Saterdag aand, dat jy nog jonk, dan gaan jy nog uithok, en dan kan jy nog 'n Sondagoggend moet jy weer terug wees by die kelm suikers te vat. So dit was net 'n ongelooflike tyd waar ek eintlik baie geleer het van wat in die wêreld aangaan. Dat werk, jy moet maar werk, dit is maar wat dit is.
En in daai tyd het ek agtergekom dat wynmaak is baie soos 'n orkes. As jy in daai keller stap, is druiwedoppe en pype en water en is mense wat skree en pompe wat loop en is 'n totale chaos. Dis totale chaos. Daar's soveel goed wat op een slag gebeur. En soveel goed wat kan gebeur of verkeerd gaan. En op die ouende, as jy van 'n buitekant af inkyk op dit, gaan jy net sê nee, wat hier kan nie iets mooi uitkom nie, maar dan het die wynmaker tog 'n plan op die ouende en soos 'n orkes het jy 'n dirigent nodig wat as al die instrumente net speel, dan is dit chaos, verstaan? Dit gaan 'n totale geraas wees en dan is die dirigent dan op die ouende die instrumente op die regte tyd laat inval en die toonhou of die ritme hou, dan kom daar tog 'n mooi musiekspel daar uit. En dis op die ouende dink ek wat baie dieselfde is vir wynmaak ook. As hierdie totale chaos en parstyd en dan op die ouende is alles op die ouende bymekaar kom, dan kry jy iets wat in 'n tank is, wat jy in 'n bottel sit wat so internasionaal aanvaarbaar is, wat soveel diepte het en karakter het en 'n storie vertel van die mense daar rondom en die storie vertel van die plek waar dit gegroei is en die gedagtes wat daar agter is en baie keer met generasies hoe dit aangekom het. So dit is nogals baie spesiaal dink ek met wyn en ek is toe van daar af is ek Napa toe. Ek het toe ingeskryf vir Elsenburg. Te gaan wynkinders swat en aanvanklik het hulle vir my gesê maar my punte was nie goed genoeg, ek is nie aanvaar nie. En toe ek Amerika toe, toe ek Napa toe en ek het gaan werk by 'n keller, sommer net as 'n intern in Silver Oak. En eintlik daai het die saadjie begin om op die ouende by Jakkalsvlei te eindig. Ek het vir Jantjie wat Jakkalsvlei se eienaar is toe ontmoet in 2006 in die Napa Vlei. Ons het eendag gekuier by 'n amper so 'n huis van een van die kellers, 'n rondbouerhuis wat al die interns van die vallei uiteindelik altyd daar uitgaan. Groot kuierhuis gewees en daar het jy baie mense ontmoet en onder andere was Jantjie op een aand daar gewees en ons het saam gekuier. Ek onthou nog ons het saam op die stoep gesit die aand. Ons het sommer so 'n glas wyn gedrink en ek het vir hom gevra waar kom jy vandaan? Hy het gesê nee van Hibbertsdale. Ek sê okay, waar is Hibbertsdale? Nee, by Mosselbaai. Ek sê okay, maak julle wat doen julle daar? Nee, hulle het 'n keller, hulle maak wyn. En ek kon nie glo dat iemand wyn maak in Mosselbaai nie. Ek het gesê nee man, jy kan mos nie wyn maak in Mosselbaai nie. Dit was in die Kaap wyn maak. Soveel so, as jy nou van 2006 baie jare aanvat, ek dink is 13 jaar aangewees, na 2019 toe waar ek op die einde by Jakkalsvlei geëindig het. Was daar toe nog steeds baie goeders wat tussenin gebeur het. So toe ek Stellenbosch toe, ek het gaan swat, die tyd wat ek geswat het ek dis Junievakansies het ek uitgehelp is my ma op Kimberley af, soos ek sê, by op 'n jagplaas, en sommer net so vir die fun, altyd lekker gewees om saam met die ouens te jag en te luister wat die stories is wat hulle vertel. En ek het op een jag toe ontmoet ek vir Dani Malan van Alles Verlore. Ek ontmoet vir Dani en vra vir hom, vra 'n bietjie uit oor Alles Verlore en waar hulle is en die wyne wat hulle maak en so het dit maar gekom en gegaan en hulle het klaar gejag en as jy terug Kaap toe en so gaan 'n ou se lewe mos my aan. En toe in my tweede jaar, ek stoor Elsenburg toe het daarom toe aanvaar, die later e-pos gekry dat ek is wel aanvaar, so ek is toe Elsenburg toe. En in my tweede jaar, aan die einde van my eerste jaar, bel Dani Malan my, uit die bloute, uit baie vreemd, en sê, waar is jy? Ek sê nie, ek is op Stellenbosch op Elsenburg, ek swat wynkinde, en hy sê, okay, maar, ek moet by hom 'n draai kom maak, uit vir my Desember werk, ek moet kyk hoe lekker daar op die plaas. En ek is soos, okay, en ek gaan Alles Verlore toe, en ek gaan help in die wingerde Desember, jongstokke werk, in oplei, en dripperpype spoel, en onkruid spuit, en besproeiingspype lê, en al die Desember werke wat aangaan op die plaas, en ek is toe weer, my tweede jaar Stellenbosch toe, weer gaan verder swat, en so in die middel van my tweede jaar bel hy my, vra, hoe lang gaan jy nog swat? Ek sê nee, omdat ek het nog hele jaar en 'n half oor. Hy sê nee, maar ek moet klaar maak, want hy het vir my werk. Ek sê okay, nee, is reg, hy moet maar sê, hy sê nee, hy wil my aanstel as assistent wynmaker by Alles Verlore, en ek het nog net daai 1 Desember wille gewerk, en ek moet kom in Parstyd, moet ek kom help, nou in my derde jaar, of in Desember tyd, en dan in my derde jaar, en ek is weer toe einde Desember, of na einde van my tweede jaar, is ek weer toe terug, Alles Verlore toe, weer gaan help in die wingerd, en hy gee toe vir my 'n motor, dit was eintlik sy suster se
so 'n rooi sentraatjie net en dis dan sentra en hy het gesê ek moet elke naweek moet ek huis toe kom of moet ek terug gaan na die beek toe en dan moet ek kom jou parsdae so naweek toe kom werk in die kelder en so het ek die hele parstyd so op en af gependel en hy het op die ouende toe eers 'n ander assistent wynmaker aangestel en totdat ek klaar geswat het. En die dag toe ek klaar is, toe bel ek om te sê kom Daniel, ek is klaar, toe sê hy kom nou en ek het alles verloor toe gery, die ander ouetjie het toe klaar gemaak. Hy het vir my sy bakkie gegee en gesê jy het 'n week tyd om dit goed agter mekaar te kry, jy begin oor 'n week. Soos ek toe op die ouende my trek gaan haal en ek is toe die week toe en ek het daar aangeval en begin my alles verloor as assistent wynmaker en ek het daar met 'n meisie uitgegaan en sy was dit is nou 2-3 jaar wat ek nou al daar is en sy was op soek na werk gewees en sy het haar CV ingestuur by agentskap in die Parel wat plasings doen en sy het my CV ook tussen die klomp aangesit. Ek is nooit regtig van plan om te skuif en so kontak die ouens van die Kraans ek alles daar kontak toe op die einde vir my en vra maar hulle het my CV gekry en hulle wil baie graag onderhoud met my voer en ek is soos ek wil nie regtig ek is nie op pad iewers hier nie ek gaan nie nou ek sê nee maar ek kan nie ek is nou te besig ek kan nie gaan nie en so die ou wat die onderhoude lei sê maar hulle gaan nou nie die week kan nie as ek die week kan nie sal hulle weer volgende week sal Boets hulle weer terugkom om vir die onderhoud soos ek maar skyn dit dalk die maandag doen ek is eintlik besig om te werk en ek wil die dag saambos weg van Stellenbosch toe na die stel toe. Ek sê as ek klaar die samples afgedraai het en ek het nou tyd, dan sal ek op pad terug na die beek toe, sal ek daar stop. En ek kom die dag redelik laat daar weg en ek dink ek is eers omtrent 4 uur in Stellenbosch en hulle bel my weer sê luister hierso, die mense wil nou terugry alles dorp toe. Ek sê maar ek gaan dit nie maak nie. Sê hulle moet ry, dit is oukei. Hulle sê waar is jy? Ek sê nee, ek Stellenbosch, ek ry nou Stellenbosch uit. Okay, nee, hulle gaan vir my wag. Wag, kom maar aan, onderhoud gevoer. Op pad terug bel hulle my aan, nee, maar hulle wil graag hê ek moet alles dorp toe kom, ek moet die kelder kom kyk en dan gesels en so dit so gekom en op die ouende, hulle het toe iemand gesoek wat vir hulle kon gehelp het met hulle Portugese portfolio. Die Kraans is baie bekend vir die porte en hulle het toe iemand gesoek wat 'n bietjie meer kan met help met die rooiwyn kultivars en alles verlore was baie sterk geweest in die rooiwyn kultivars in daai tyd in Turkye Nasionaal en Tinta Barocca. En ek dink op die ouende daardeur het ek toe die pos gekry in Calisdorp wat my toe nou in die Suid-Kaap sit en nou soos dieselfde streek is wat Jagelsvlei is en ons het toe met die KAK&K in 2013 of 2014, ek dink dit was 2013. Toe het Buffelsdrift is 'n wildsplaas, privaat wildsplaas by die kind Oudtshoorn. En met die KAK&K se feesvieringe het hulle 'n wynproe by Buffelsdrift en hy het verskillende wynplase gekry om in die veld het jy tafel en doen 'n wynproe en ek is vir daai proe is ek daar en Jantjie is ook vir daai proe daar. En daar ontmoet ons toe nou weer van 2006 af in Amerika en loop ons mekaar toe weer raak in Oudtshoorn. En toe van daar af het toe eintlik het ons baie keer, ons steeds baie kontak gehou en Jantjie het eintlik al van 2014 af wat hy die proelokaal hier onder gebou het, toe het hy my gebel, het gesê, Louis, kom deur, hy is besig om 'n proelokaal te bou, kom kyk hoe lyk dit en wat die planne is. En ek het deurgery en ek het kom kyk en van toe af is Jantjie al doenig met my sê, maar ek moet Jagelsvlei toe skuif, ek het hom kom help. Ek sê, ek gaan nie kom help, ek werk nie vir vriende nie. En op die ouende, baie jare aan, het ek my vrou ontmoet in Calisdorp wat op 'n navorsingsprojek is wat sy 'n loetjie getrek het om uitgeplaas te raak Klein Karoo toe en hulle die aand net in Calisdorp aangekom en hulle het gaan eet by 'n restaurant en ek en 'n pel vir my, dit was net so voor Parstyd, het gesê maar kom ons nou kos te maak, kom ons gaan eet sommer gou pizza by die restaurant en ons ontkry toe vir hulle daar by daai restaurant. So dis nou 'n lang storie kort te maak. Het ons toe het sy's 'n dieetkundige en sy het op die ouende in 2008 toe kry ons van Jantjie en hy sê toe weer maar ek moet Jagelsvlei toe kom. Ek sê maar ek kan nie Jagelsvlei toe kom as Susan wat ek en Susan al getroud is nie werk het nie. En so man 2 weke later hier gaan die dieetkundige van Mosselbaai by die Staatshospitaal gaan toe weg. Sy maak toe klaar en die pos gaan oop en Susan doen aansoek en
sy kry die pos en sy het nog skaars pos gekry toe bel Jantjie toe sê hy okay nou het jou vrou mos 'n pos. Sê nou moet jy skuif. Sê sy nou tamer met paar enetjie. Jy moet nou skuif Mosselbaai toe op bestel toe. Ek sê jy sê okay. En toe het ons begin met die gesprek. Hulle het toe deurgekom, my en Clara het deurgekom en my kom sien in Calisdorp en ons het toe 'n pakket bespreek en op die einde dit was nog voor Pars 2019. Ek kan nog onthou in Parstyd daai jaar te vra Boets vir my, hy hoor 'n roemer dat ek weggaan. Sê ek nee, ek gaan nie weg nie. Maar ek het nooit daai tyd gedink dat dit gaan regtig afkom nie. En toe op die einde in September 1 September 2019 toe eindig ek op Jackalsvlei as Jackalsvlei se wynmaker. So ja, 'n klomp goeders wat op die einde moes saamgeval het van ek en jy mekaar in Amerika ontmoet het. Ek vir Dani Milan moes ontmoet het om die Portugese koneksie te kry sodat Boets hulle my kan vra sodat ek weer kan terugkom in die Suid-Kaap. Ek en Susan mekaar moes ontmoet het sodat sy die pos kan kry in Mosselbaai en ek op die einde dan hier geëindig het. So dit is eintlik 'n groot sameloop van omstandighede wat ek op die einde my pad gekry het tot op Jackalsvlei. En dis nou al ja 2019, is nou 2026, 7 jaar later en ek dink ja, in die 7 jaar het baie goed gebeur. Baie goed gebeur op Jackalsvlei. Ons het ongelooflik baie gegroei. Die wynreeks het baie uitgebrei, ons het baie aangebou, nuwe wingerde geplant, keller vergroot, tenke bygekry en ons leer nog elke dag eintlik so half uit die terroir uit van Abbotsdale, want dit is 'n onbekende area, niemand het voor ons wingerd geplant nie, niemand is nie bure nie, is nie 5-6 generasies se wingerde wat hier staan nie, so alles wat ons doen is pionierswerk, alles wat ons doen vat ons 'n kans en geloof en glo dit gaan werk en ons leer daar uit en ons maak foute, ons maak baie foute en ons probeer daaruit leer en ons probeer dit verander en regkry en ons het 'n lekker span van Henny in die wingerd en Jantjie en Waal in die bemarking en ek en Janite in die keller en die restaurant is 'n wonderlike area vir spasie vir mense om te kom kuier met 'n ongelooflike pragtige uitsig. So die hele pakkie maak baie ek dink 'n baie interessante en 'n baie unieke destinasie en ek dink ons wyne pas by ons omstandighede. Ek dink ons wyne pas vertel die storie vir wat ons doen en ek is nogals opgewonde om te sien waar ons regtig kan gaan as ons die regte wingerde op die regte plekke geplant het en ons het as ons met tyd leer presies wat nodig is, hoe om dit hanteer, hoe om dit in die keller te hanteer. Ons kry net een keer 'n jaar kans om 'n verandering te maak en ons weet nie of dit gaan werk nie. Partykeer werk dit en partykeer moet jy maar weer 'n bietjie teruggaan na die tekenbord toe om te kyk hoe jy dit gaan regmaak as dit nie gewerk het nie. Maar ja, ek dink is opwindend om deel te wees van iets wat so nuut is en so onbekend is en dat jy elke tree wat jy gee is eintlik tree na ontdekking. So dit is nogals deel ek kom deel te wees van so iets en om wyn te maak wat soveel mense van hou en wat soveel mense aanklank by vind is nogals spesiaal.